die Here. Die teenwoordigheid van die Here is kosbaar. Nie net in die hemel nie, maar hier op aarde. Terwyl ons hom aanbid, skep ons die hemel op aarde. Ja, prys die Here Jesus. Halleluja. Ek wil die vra vanoggend na Jakobus toe te gaan, Jakobus 1 vers 2. Sê die volgende: Ag dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerhande versoekings val. Omdat julle weet dat die beproefdheid van julle geloof lydsaamheid bewerk. Want die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ag dit loutere vreugde wanneer julle in versoekings val. Ek wil vir julle sê dat ons geloof word getoets. Geloof word getoets. Maar God wil hê dat ons moet 'n verwagting hê in ons harte. Jy moet vanoggend kom na die huis van die Here met 'n expectation. Amen. We sit here as children of God. We've got an expectation because we know our expectation is the Holy Spirit's invitation in our lives. Geloof bou 'n verwagting. Is 'n wet van God vir geloof. Dit word die wet van verwagting genoem. Die rede daarvoor is Matteus 9 vers 29 sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Let it be according to your faith. Let it be done unto you. Is dit nie 'n feit dat ons kry, ons voel en ons bereik wat ons verwag nie? Amen. Kyk wat sê Job. Job 3 vers 25. As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my. En die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Is dit nie dat ons altyd die slegste partykeer net verwag nie? Natuurlik verwag ons dit. Maar jy kan kies om die alternatief te glo en te verwag in jou hart, want dit sal wees volgens jou geloof. Jy sien, Hebreërs 6 vers 1 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Wie van die soek God? En wie van die het 'n verwagting dat hy 'n beloner is? Want ons kan nie God behaag sonder geloof nie. Geloof dat He will do something great and good in my life. So dit is belangrik om 'n verwagting te lewe, soos wat ons leef in geloof. Verwag u dat goedheid en guns jou sal volg al die dae van my lewe. Jy sien, as ons nie in geloof opereer nie, dan opereer ons in 'n ander gees. Luister wat sê Romeine 14 vers 23. Hy sê, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Alles wat nie uit geloof uit is nie, is sonde. So ons moet weet hoe om geloof te groei. Lukas 17 sê, en toe het die apostels aan die Here gesê,
gee ons meer geloof. Here, gee ons meer geloof. Wie van u wil meer geloof hê? Yes. As meer geloof God behaag, wil ek meer geloof hê. Die vraag is nou, hoe kry ek geloof? Hoe kry ek geloof? As geloof my lewe sterker, meer vervullend maak en God behaag, hoe versterk ek my geloof? Moet ek meer bid, moet ek meer vas, seminare bywoon, daardie goeders help. Maar ons weet dat die volgende, die primêre manier is hoe God ons geloof bou. En dit is, geloof is deur die gehoor. Dit wat jy hoor vanoggend, bou geloof. Maar dit wat jy hoor van die woord van die Here, bou egte geloof in ons lewens. Nie wat ander mense sê nie, nie wat ander opinies sê nie, maar wat God se woord sê, bou ware geloof in ons lewe. Nie die woorde van die vyand nie, die woorde van God homself. Die maniere hoe God ons geloof groei is eintlik nie baie iets waaroor ons baie excited kan word nie, want dit is dit gaan nie nou baie opgewonde maak om dit te hoor vanoggend nie, maar hier is die geheim. God bou ons geloof deur ons te toets. Hy bou ons geloof deur ons te toets. Sonder toetsing bly geloof swak. Bly geloof oppervlakkig en word nie suiwer nie. Net egte geloof word getoets in ons lewens. Jy weet, geloof is soos 'n spier. Dit word sterker deur dit te stretch. En dis wat geloof doen in ons lewens. You don't develop your faith by sitting on your blessed assurance all day long. Amen. Jakobus 1:3 sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof doen iets. Dit bewerk lydsaamheid. Perseverance sê die Engelse Bybel, sodat julle volmaak kan wees en sonder gebrek. Wie van u weet dat die Here jou toets? Ja. Job 7 vers 17 sê, wat, in Engels het sê, what is man that you make so much of him and that you give him so much attention and that you examine him every morning and test him every moment. Ons geloof word altyd getoets. Hierdie week was dit getoets. Die week wat kom, gaan dit getoets word. Elke dag het ons geloof opbouende geleenthede. Die probleem is, ons herken hulle nie as hulle na ons toe as probleme kom nie. Ons herken dit nie as geleenthede wat God wil gebruik om ons te help groei nie. Sê die Bybel nie, dat die enigste manier hoe die regverdige sal lewe is deur geloof. The righteous shall live by faith. En hier is 3 plekke waar ons getoets word, en hier sal seker in elkeen van hulle getoets word. Eerste ene, God groei ons geloof deur die stres, die bekommernis, die moeilike omstandighede en die probleme van die lewe. 1 Petrus 1:6 sê, daarin verheug julle. Luister, die Bybel sê nie daarvoor nie. Hy sê daarin verheug julle
Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Halleluja, niks gebeur per ongeluk in 'n kind van die Here se lewe nie. Niks nie. Ek dink hierdie week aan Charlie Kirk, wat doodgeskiet is in Amerika. En niks gebeur net per ongeluk met 'n kind van die Here nie. Want daar het nou 'n beweging begin, wat 'n soeke na God begin word in Amerika. 'n Beweging soos nog nooit tevore nie. En ons sien nou dat lig en duisternis word duidelik geskei van mekaar. Ons het allerlei challenges. Ek dink as kind van die as pastoor moet ek sê vandag dat hierdie week was daar ook 'n dag gegee vir die wegraping van die Here. En ek wil net vir julle as 'n gemeente sê ons moet baie versigtig wees om die wegraping te koppel aan 'n wiskundige uitwerking van 'n feit en van die skrif. Dit is belangrik dat ons weet dat as daai datum gegee word uit 'n menslike oogpunt, dat dit soveel skade doen aan die naam van die Here, want dit gebeur nie deur 'n mens se uitwerking van die dag nie. Amen. So ons moet die beginsel hier is. Okay, nou kan ek wag tot op daai datum en die van die wat dalk glo dit gaan gebeur, wil ek net vir julle sê, jy kan die aftree aan die tyd asseblief laat uitbetaal in die kerk so lank. Maar die beginsel is dat ons altyd moet reg wees. Nou moet ons reg wees. Amen. Want hy kom soos 'n dief in die nag. Jy weet, alles is nie God se skuld wat teen ons gestuur word nie, maar God gebruik alles waardeur jy gaan tot sy lof. En ons lewe in 'n gebroke wêreld. En baie probleme bring ons oor onsself en ander bring dit oor ons. Maar God gebruik almal van daardie omstandighede. Weet, God mag dalk hierdie na 'n probleem customize om jou geloof te laat groei. Jona het 'n customized probleem gehad. Dit was 'n vis. Partykeer God skep ons ingesluk is. Sê Jona, kyk wat doen hy. Jona 2 vers 7. Hy sê, toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink. Jona 2 vers 9 sê die volgende. Ek daarteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Hy sit in die vis, in die maag van die vis, en hy begin om te besluit, ek daarteen sal aan u offer met 'n stem van lof. En wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Hy begin om die Here te loof en kyk wat sê die volgende vers. Daarop het die Here die vis beveel. Waarop het die Here die vis beveel? Op die feit dat hy God begin besluit om te loof in sy omstandighede. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Mense, as die lewe maklik was, het ons nie geloof nodig gehad nie.
Ons het geloof nodig. Partykeer dan vat God, dan as jy God altyd kan voel, sou jy net geleer het om op gevoel staat te maak. Maar as partykeer wanneer die aanvoelbare teenwoordigheid van God voel asof dit verwyder is van ons, dan wil God hê ons moet in geloof verder gaan. If you don't feel it, faith it. Can I get an amen? If you don't feel it, faith it. Dis 'n wonderlike vers vir iemand wat deur 'n beproewing gaan in jou lewe. Jesaja 48 vers 10. Kyk, ek het jou gelouter. Maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende. Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende. Wie van u was al daar? Dis wanneer jy in die hitte van die stryd staan. Dis die oomblik wat die hitte op so 'n punt is, dat op daai stadium word al die onsuiverhede weggebrand. En wat gaan oorbly, is suiwer goud. Amen? Sê bietjie agter my aan, ek gaan as suiwer goud tevoorskyn kom. Amen. It's true of the silversmith who once said, somebody asked him, how do you know when the impurities are burnt away in the silver? And he said, when I can see my reflection in the silver. And when God sees, listen, when God sees his reflection in you, in your struggle, and he hears his word coming out of your mouth, and he sees your hands raised to him in praise and in worship, he burns away the impurities of our hearts in die hitte van die stryd, want dis die toets. So die vraag is dan, hoe moet ek optree as ek in die ellende is, as ek in die smeltkroes van die Here is? Jakobus 1 sê, ag dit loutere vreugde. Met ander woorde, bereken dit na vreugde toe. Ag dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerhande versoekings val. So wat moet ek doen? Nommer 1, relax. Amen. Tweede ding, prys die Here. Ag dit vreugde, deur 'n verwagting te skep dat God my hier uit gaan bring. Amen. Ek ag dit vreugde, en ek forceer my verbeelding om in geloof te begin sien na die antwoord en die oplossing van my probleem. In my geestesoog sien ek wat die woord sê van die situasie waarin ek is, en ek glo die uitkoms van die woord eerder as die gevoel wat ek het in my lewe. Want God het 'n groter plan met my lewe as wat die vyand het in my lewe. En ek moet leer om in blydskap te reageer in my probleem. Wat produseer geloofgedrewe lof in 'n mens se lewe? Wat produseer dit? Prys en lof versterk ons geloof. Kan ek 'n amen kry? Praise will cause walls to fall.
Ask Joshua. Praise will stop the heat of a fire. Ask the 3 Hebrew boys. Praise can quench the appetite of a lion. Ask Daniel. Praise can break chains and open up prison doors. Ask Paul and Silas. Amen. Sê 'n bietjie prys die Here. Sê. Hier is die eerste les. As ek in geloof wil lewe, moet ek leer om in geloof die Here te prys. In geloof die Here te prys. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So dis die eerste manier hoe God ons geloof toets. Dis hier ons probleme. En dan, die tweede manier hoe God ons geloof toets is deur die moeilike vereistes wat hy stel. Hy groei ons geloof deur die moeilike vereistes. Wat vra hy van ons? Hy vra ons om dinge te doen wat skynbaar onmoontlik is om te doen in daai omstandighede. Soos die opdrag om jouself te verbly. Dis 'n moeilike opdrag. Kan ek 'n amen kry? Verbly jouself. En daar is die groot ding. Niemand anders gaan jou verbly nie. Jy moet jouself verbly. Jy moet nie wag tot iets gebeur vir jou om bly te word nie. Verbly jouself. Hierdie opdragte wat onmoontlik is altyd daar om ons geloof te versterk, volwasse te maak. Wanneer jy 'n onmoontlike opdrag het en die opdrag is gegee, het jy die keuse om te dink of jy God gaan vertrou en of jy jou gevoel gaan vertrou. God se opdragte vereis geloof van ons kant af. Opdragte soos, luister, die Bybel sê, wees oor niks besorg nie. Wie van julle weet, dis 'n moeilike een daai. Wees oor niks besorg nie. Dis 'n vereiste wat God gee vir 'n kind van die Here. Amen. Wees oor niks besorg nie. In alles wees in alles dankbaar. Is dit 'n maklike een? Wees in alles dankbaar. Die Here sê ons moet ons vyande lief hê. Dit vat geloof om 'n vyand lief te hê. Kan ek 'n amen kry? Om mekaar lief te hê. Is dit 'n maklike een? Luister hier om, die Bybel sê vergewe. Volkome. Amen. Dis 'n vereiste wat God stel, hy sê vergewe. En wanneer ek volkome vergifnis gee, groei my geloof. Wanneer ek dankbaar is in alles, groei my geloof. Wanneer ek my vyande liefhet, groei my geloof. Amen. Israel moes op hulle pad na Kanaan in die woestyn aan 'n sekere vereiste voldoen met die optel van manna. Hulle moes elke môre vroeg opstaan en elkeen kon net 'n mate, 'n sekere porsie vir homself vat. Eksodus 16:4 sê, hoekom het die Here dit so gedoen? Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. As hele paar redenasies hoekom God se opdrag eintlik baie, hoe kan 'n mens stel, nie sin maak nie. Sou dit nie beter gewees het as hulle vir 'n hele week kon optel op een slag nie. Dan hoef hulle nie elke môre uit te gaan nie.
Want niemand kan vir iemand anders optel nie. Maar God se opdrag se punt was die volgende. Die punt was nie of dit sens maak nie, maar dat jy my gaan vertrou om jou dag vir dag te voorsien in jou lewe. Amen. En ons wandel so met God, dat ons glo dag vir dag. Gee my vandag my daaglikse brood. Amen. My dag vandag moet ek vertrou om my brood te kry. Nou, elke dag van my lewe. Geloof is baie keer in 'n mens se lewe 'n risiko. Ek het agtergekom that God is more interested in the building of character than the provision of comforts in my life. Amen. Die vereistes van God bou geloof. Hy kom na Abraham toe en hy sê vir hom, Hebreërs 11, hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Die vereistes van God. God vereis van Noag om in die middel van 'n woestyn 'n ark te bou. Sy vereistes klink onmoontlik in ons lewens. But die Bybel sê in Hebreërs 11 en Noag, hy sê 11 vers 7, deur die geloof het Noag 'n ark gebou. By faith he did it. So wat is die les wat ek hieruit moet leer? As ek in geloof wil groei, moet ek nie net myself kan verbly in die Here nie en hom loof nie, maar ek moet leer om immediately obedient te wees. Obedience is better than sacrifice. Immediate obedience. Of ek het verstaan of nie. Wie van julle het al 'n opdrag gekry van God en jy het geweet jy moet onmiddellik gehoorsaam? Jy kan dit nie redeneer nie, of ek het verstaan of nie. God gebruik ons gehoorsaamheid om ons geloof te versterk. Gehoorsaamheid bring baie voordele in 'n mens se lewe. Nommer 1. Luister jy, die krag van die Heilige Gees word vrygestel in die mate van jou gehoorsaamheid. In die mate van jou gehoorsaamheid. Handelinge 5:32 sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Gehoorsaamheid bring dat ons gebede beantwoord word. Gehoorsaamheid veroorsaak ons gebede om beantwoord te word. 1 Johannes 3 sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Amen. En tweedens gehoorsaamheid, derdens ons gehoorsaamheid bring God se teenwoordigheid in ons lewens in. Johannes 8:29 sê, want hy het my gestuur. Hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie. Hoekom nie? Omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Jesus het die Vader gehoorsaam. Toe Sadrag, Mesach en Abednego het omdat hulle God gehoorsaam het en geweier het om te buig, het Jesus self aan hulle verskyn in die vuur. Ek wil vir julle sê, gehoorsaamheid sal jou deur die storms vat.
Obedience to the word of God. Hoe vinnig doen jy wat God verwag vir jou om te doen op 'n skaal van 1 tot 10? Doen jy dit net wanneer dit vir jou moontlik is en wanneer dit vir jou sin maak? Is dit soos gee vir jouself 1 punt? Struggle jy eers daarmee en dan doen jy dit? Gee jouself 5. Doen jy dit onmiddellik? As die Here dit vereis, dan gee jy jouself 'n 10. Is baie duidelik vir my dat die koste van ongehoorsaamheid nie vergelyk kan word met die koste van gehoorsaamheid nie. Amen. A small step of obedience is a big step towards a blessing. Amen. So God groei ons geloof deur, nommer 1, deur ons probleme, hy groei ons geloof deur vereistes, en dan laastens, God groei ons geloof deur hoe ons geld hanteer. Kan jy amen sê daarop? God toets ons geloof deur hoe ons mammon gebruik. Het jy geweet, geld is een van die grootste toetse in 'n mens se lewe. Amen. Men mense besef hoe God geld as 'n toets vir ons karakter en volwassenheid gebruik nie. Vir meeste mense is finansies die grootste ding van hulle lewe. Dit bepaal hoe jy lewe, dit bepaal hoe jy skuld maak, hoe jy skuld betaal, dit bepaal wat jy jou finansies voor gebruik. Ek bedoel, leef jy flamboyant met geld? Verkoos jy geld? Lukas 16:11 gee die beginsel, hy sê, as julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? Amen. Inteendeel, Jesus sê dat as ek eendag sal ek aangestel word oor geestelike skatte in die mate hoe ek materiële skatte in my lewe hanteer het. Want geld is 'n toets. Die feit is, wat ek doen met my geld bepaal hoe God my kan seën in my lewe. Amen. Die kerk het stil geword. Dis nie erg nie. Jy weet, elke keer wanneer ek my 10de gee, elke keer wanneer ek 'n offerande bring, is dit 'n toets in my lewe. Is dit 'n groei oomblik in my geloof? Kan ek 'n amen kry? Jy sien, net soos God probleme gebruik hy finansies om my geloof te vergroot. Ek het soveel mooi voorbeelde van hoe mense God moes vertrou. Ek weet van mense wat in hulle testamente die kerk bemaak het, as om seker te maak dat hulle na dood selfs die werk van die Here verder sal bevorder. Mense wat daai geloof in hulle lewens opereer. Ek weet van families, mense wat onder ons is, wat sy werk verloor het, en toe sy pensioen uitbetaal is, die eerste ding wat hy gedoen het, ek sal dit nooit vergeet nie, ek sal nie sê wie dit is nie, maar hy het sy 10de kom gee, van sy pensioen, in sy werkloosheid, en maande daarna toe tel die Here hom op, en gee vir hom 'n ongelooflike werk. Ek weet van soveel mense wat onder ons is, wat in hulle tekort gee, maar hulle gee in geloof. Amen.
Ek weet van 'n ou wat probeer ophou rook het en hy het sy sigaretgeld elke Sondagoggend in die kollektes kom gooi. As 'n offer aan die Here. Daar is so baie voorbeelde oor die jare wat my so motiveer, wat my so beweeg. Dis stories wat ons geloof stretch. Luister hoe sê 2 Korintiërs 8 dit. Hy sê dat onder baie beproewinge, jy weet ons, wanneer ons gee, is dit elke keer 'n groot stap van geloof. Amen. Wat jy ook al gee, ons doen dit onder beproewing. Hy sê dat onder baie beproewing, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Elke keer as ek gee, breek ek die houvas van gierigheid en van mammon oor my lewe. Elke keer as ek vir God gee, wil ek vir jou sê, groei ek. Ek groei in geloof, ek groei in liefde. Nou ja, getoetste geloof in my lewe. Wat is die beloning vir getoetste geloof? Nadat ek die probleme God geprys het, nadat ek aan sy vereistes voldoen het en bly is in alle dinge. Wat is die beloning van getoetste geloof? Nommer 1, dit bring 'n dieper wandel met God. Nommer 2, dit bring groter geestelike autoriteit en salwing in jou lewe. Amen. Laat jou dieper wandel met God. Dit bring 'n autoriteit in jou lewe, 'n salwing in jou lewe. En dan laastens sê die Bybel dat daar word vir ons 'n ewige skat weggelê in ewigheid. 'n Gewig van heerlikheid word vir ons in ewigheid bepaal. Dis die voordele van getoetste geloof in my lewe. So die les hier is, ek wil groei in geloof. As ek dit wil doen, moet ek leer om die Here te loof. Ek moet onmiddellik gehoorsaam wees. En ek moet 'n gewer wees. Amen. Is dit nie interessant vir my dat ons gee, toets nie net ons nie, maar die Bybel sê, wanneer ek aan God sy tiende gee, dan toets dit hom. Amen. My gee toets God. Maleagi 10 sê, bring die tiende na die skathuis, sodat daar spys en ys kan wees, en beproef my heen, sê die Here, of ek julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Hy sê, beproef my. Jou gee toets nie net jou nie, dit toets God. So God kan nie net ons toets nie, maar ons kan God toets. Beproef my daarin, sê die Here. So my geloof het gegroei in probleme. Dit het gegroei toe ek in blydskap die Here begin loof het. En gegroei in onmiddellike gehoorsaamheid. En my geloof het gegroei in my gee. Wil nie saam met my staan nie. Ek wil vra om 'n opregte gebed te doen vir oggend. Om te sê, Here, vergroot my geloof in hierdie omstandighede waarin ek is. Soos die disippels wil ek sê, Here, gee my meer geloof. Wie van julle het groter geloof nodig vandag? Gee my groter geloof. Gaan besluit
Here, ek besluit vanoggend dat ek die Here gaan prys. Here, dat ek U gaan loof. In my omstandighede, deur alles, glo ek, Here, dat ek as suiwer goud tevoorskyn gaan kom. Pure gold. Ek gaan in die middel, ek gaan onmiddellike gehoorsaamheid aan U gee. Ek gaan in geloof begin om te gee, want my geloof is besig om te groei. Here, laat dit wees volgens my geloof. Ek het 'n verwagting, Here, dat U gaan doen wat U woord sê in my lewe. Ek glo U, ek prys U, ek verbly my in U, ek gehoorsaam U en ek gee aan U. I will praise you in the storm. In faith I stand. In God I trust this morning. I believe, Lord. I believe in your word. Hallelujah. Kom ons worship net. Lord, I believe in you. I'll always believe in you. Though I can see you with my eyes, deep in my heart, your presence I find. Come on. Lord, I believe in you, and I'll keep my trust in you. Let the whole world say what they may. No one can take this joy away. Lord, I believe. Though I can see, though I can see your holy face and your throne in heaven above. It seems so far away. Though I can touch your hands, but as I have a deep, unspeakable joy that makes my faith to stand. Lord, I believe. Come on, church. Lord, I believe in you. I'll always believe in you. Let the whole world hear with my eyes. Deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you, and I'll keep my trust in you. Let the whole world say what they may. No one can take this joy away. Lord, I believe. Hallelujah. Hallelujah. In faith we stand, Lord. In praise we stand. In obedience we stand. In Jesus' name. Amen.